Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende se grondbesprekings en Doreen Loupsher van Algoa FM sluit volgende ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre, knippende Jennifer. Doreen, ons begin vanoggend met die groot internasionale nuus. Dit is natuurlik die paus se afsterwe en nou is die begrafnisreëlings ook bekend. Ja, dit blyk dat Paus Franciscus Saterdag ter ruste gelê gaan word en baie wêreldleiers het reeds aangedui dat hulle die begrafnisdiens sal bywoon, onder andere Donald Trump, Oekraïne se president Volodymyr Zelensky, Frankryk se president Emmanuel Macron en iemand wat duidelik nie gaan bywoon nie is Rusland se president Vladimir Putin en dit is maar net as gevolg van die arrestasiebevel wat vir hom uitgereik is wat sy beweging na sekere lande beperk. Maar ek dink dit gaan 'n baie groot begrafnis wees. Ek dink ek mag verkeerd wees, maar ek dink die laaste keer wat daar so 'n groot begrafnis was waar iemand in staat gelê het was met Nelson Mandela. Dit is nou maar net wat ek kan dink. Ja. En almal wag dan nou ook om te hoor wat gebeur hierna, na die begrafnis en die opvolg vir die volgende paus. En weet dit gaan wees, gister het ek gelees in BBC en Sky News, het hulle klaar al omtrent 4 name in die hoed gegooi van moontlike mense wat dit kan wees. Ja, ek dink ook toe die paus baie siek was. Ons weet hy was vir 'n geruime tyd in die hospitaal gewees met longontsteking en ek dink teen daai tyd al moes daar al 'n bietjie name rondgegooi geword het en daar moes al bietjie besluit geword het oor wat moontlik kan gebeur. Ek meen die paus is in die ouderdom van 88 jaar oorlede. Dan terug op betuisbodem, 'n skokkende storie hierdie gister van 'n pa van Jeffreys Bay. Ja, Jennifer, ek moet vir jou sê, hierdie is een hofsaak wat, ek meen, ons joernaliste woon baie hofsaake by, en hierdie was 'n baie moeilike hofsaak om by te woon. Baie van die getuienis was in kamera, baie van die dinge kon ons nie oorskryf nie. Dit is nie eers iets wat mense sou wou lees nie. Dit is 'n pa van Jeffreys Bay wat oor 'n tydperk van 7 jaar sy stiefseun en dogter aan pornografie blootgestel het. Hy het hulle gedwing om seksuele dade op mekaar uit te voer. Hy het dit verfilm. Hy het sy seun van 'n baie jonge ouderdom aan pornografie webwerwe blootgestel, hulle daarmee geld gemaak. Ek meen, dit is net 'n klein fraksie van wat alles in die hof uitgekom het. Nou die seun dien reeds 'n 20 jaar tronkstraf uit en hy het teen sy pa kom getuig wat deur die loop van die verhoor heeltemal onskuldig gepleit het en gesê het hy weet nie waarvan hierdie kinders praat nie en hy is toe nou skuldig bevind. Die nasionale vervolgingsgesag het gesê toe die slagoffer na vore kom, sou hulle nooit kon dink dat hierdie saak tot 700 klagtes sou bybring nie. So die vervolgingsgesag is baie ingenome met die skuldigbevinding en die voorvonnisoplegging begin dan vandag. Dit is 'n gruisame saak. 'n Mens wil eintlik in die oggend eers daaroor praat nie, maar die regter het ook gesê dat die pa se weergawe al aan eenvoudig ongeloofwaardig was in die lig van die oorweldigende bewyse teen hom. Dit is baie hartseer dat sy aksies die lewe van sy kinders, wat nou al die seun is reeds 21, is hulle lewens onherroepelik geskaad het en hulle menswees onherroepelik skade aangedoen het. Doreen, dan van een storie oor kinders na die volgende een, nou word op soek na ander kinders. Ja, ons het so 'n paar weke gelede gepraat oor Mike Cronje wat in hegtenis geneem is by Hartbeespoortdam. Hy het 'n organisasie daar gehad wat gederegistreer is waar kinders aangehou is en die valke het hierdie tieners gaan red en nou is hierdie kinders soek. Hulle voogte, hulle ouers weet nie waar hulle is nie. Hulle is deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling weggeneem
En die voogte sê hulle wil nou weet waar is hulle kinders. As hulle die maatskaplike dienste vra, sê hulle nee, gaan terug na die valke toe. Gaan hulle na die valke toe en die valke sê nee, gaan terug na die maatskaplike dienste toe. En van die voogte sê hulle het boodskappe ontvang van die kinders wat sê waar hulle is nie lekker nie, die kos is baie sleg, hulle fone word weggeneem en hulle moet die hele tyd in hulle kamers bly. So nou het hulle tot die hof gewend en dit is net vir my 'n baie eienaardige storie. Wie se regte hier word beskerm? Tog moet dit die kinders wees. En hoe kan dit wees dat niemand, veral nie die voogte, weet waar hulle kinders is nie? Dorien, hierdie is 'n vreemde storie, want my vraag is, het die voogte dan die kinders na hierdie sentrum toe gestuur, in his honor plek, weet hulle dat dit sleg was, of hoe die kinders dan daar gekom, en hoekom is hulle nie by die voogte nie, en nou is hulle weggevat by die plek, want die plek is omstrede, en niemand weet nou waar die kinders is nie. Ek moet bysê dat baie van die ouers het geweet wat die omstandighede was by hierdie woning, maar baie van hulle het geen ander keuse gehad as om daar te bly nie. Hulle het hulle werk verloor en ekskuus tog finansiëel baie swaar gekry. En so van die ouers kon toe werkgeleenthede kry en het vrywilliglik hulle kinders daar gelos bloot omdat hulle geen ander uitweg gehad het nie. So nou is die kinders van 'n plek wat hulle geken het, geneem na 'n plek wat hulle nou niks van weet nie. Ja, dit is nogals erg om te dink en soos jy sê, wie se regte word beskerm, en sal hoop dat die kinders se regte eers geplaas word op hierdie stadium, dat hulle veilig is, en hooplik is daar ook 'n opvolgstorie waaroor ons meer antwoorde kry. Dan van die kinders na nuuslesers wat in die moeilikheid is. Ja, ons wil nie oor ons kollegas praat nie, maar Aldrian Sampier van Newsroom Africa het natuurlik verlede week dit gegons van hom op sosiale media toe 'n video die ronde gedoen het van 'n beweerde padwoede voorval. Nou dit blyk asof hy in iemand se voertuig vasgery het en toe met hierdie vrou hardhandig geraak het, haar gestamp het, sy vinger gewys het en nie sy samewerking wou gee om sy besonderhede met haar te ruil nie. Hy sê nou dat hierdie video gedokter is. Nou gewoonlik, ek weet met kunsmatige intelligensie is dit maklik om dit te sê, maar dit is my opinie dat hierdie video nie meegepeter is nie, en dit is maar moeilik as jy iemand sien van wie jy 'n beeld het op televisie, wat vir jou nuus moet bring, wat dan op so 'n manier gesien moet word. En Newsroom Africa het nou besluit om hom van die lug af te haal, en 'n interne ondersoek sal nou gedoen word. Dit is altyd jammer as mense so in hulle private kapasiteit gevang word, en weer eens, ons moet pas op vir sosiale media, almal het 'n kamera deesdae, en ek dink as jy veral in die publieke oog is, moet jy dit altyd in die agterkant van jou kop hou. Sure. Dorien, nog 'n skokkende en vreemde storie, 'n kind wat sterf nadat hy 'n sangoma besoek. Ja, ek dink is baie belangrik om te weet dat die volgende storie is glad nie om ander kulture te kritiseer nie. Ons grondwet beskerm ons om te kan beoefen en te glo waarin ons wil. Maar hierdie spesifieke storie oor die sangoma het my geweldig ontstel, want hulle is tot 'n mate veronderstel om gereguleer te word. Nou, hierdie pa het 'n kind gebring na hierdie sangoma, omdat die kind nie goed presteer het op skool nie. So vir my sê dit kon enigiets gewees het. Die kind kon autisties gewees het, 'n leerprobleem gehad het, iets wat maklik deur 'n dokter gediagnoseer kon word. Maar die pa het die kind na 'n sangoma geneem, en die sangoma het besluit dat daar demone is wat hy van genees moet word, en het toe die kind en pa aangesê om 5 liter sout water te drink. En die kind kon nou nie al die water drink nie. Later is toe besluit dat daar vir die kind nog water gegee moet word in 'n enema,
En die kind het toe net nog slegter gevoel en vir sy pa gestoebat dat hulle moet ophou want dit voel vir hom of hy besig is om dood te gaan. Daarna het die Sangoma besluit vir 'n derde enema met water en hierdie keer is 'n blokkie Sunlight seep in die water gegooi. En van die water is toe ook in die kind se neus, oë en ore gegooi. En geen verbasing daar nie, die kind het sy mond het begin foam en sy asemhaling het nie reg geraak nie en toe eers is daar besluit dat 'n ambulans miskien gekontak moet word en die kind is by die kliniek doodverklaar. En hierdie Sangoma het niks ontken in die hof nie, sy sê dis presies wat sy gedoen het, dit is hoe sy haar pasiënte behandel het, iemand het vir haar gesê daar is iets binne sy maag wat uit moet kom en dit is die demone wat nie genees word nie. En dit het my ontstel want hier is nou 'n mediese dokter wat kom getuig het in die hof wat gesê het enige persoon, selfs 'n volwassene wat 15 liter water sou moes inneem, sou dood gegaan het. Hierdie kind se organe en sy brein het heeltemal totaal en al net ophou funksioneer. Wat hartseer is van hierdie hele, wel, nog boonop hartseer is, na hierdie feit, is die vonnisoplegging. Ek is diep teleurgesteld in ons regstelsel. Hierdie persoon, die 75-jarige Ntobetsha Limbo, is gevonnis tot slegs 9 jaar tronkstraf, maar dis opgeskort vir 5 jaar. Dis moord. Nie waar nie. Wel sy skuldig bevind aan strafbare manslag en dit is wat vir my interessant was, dat ek wens ek kon die hofsaak bygewoon het, want moet die pa nie ook aanspreeklik gehou word nie, moet die ma nie aanspreeklik gehou word nie, is die tradisionele leier gesê dat sy mag nooit weer die bedryf beoefen nie. Soos baie kere sal mense tronk toe gaan en hulle mag nooit weer 'n vuurwapen besit nie. So al wat die nasionale vervolgingsgesag gesê het, is hulle hoop dit stuur 'n sterk waarskuwing uit vir ander om nie onkonvensionele praktyke te gebruik om mense te genees nie. En dit was net vir my 'n rap op die vingers. Ons sien ook wat by Noordwes Universiteit gebeur het 'n rukkie gelede van Sangoma aktiwiteite wat studente ontstel het. En ek dink hierdie oor die algemeen is 'n gesprek wat ons moet voer, weer eens nie om ander kulture te kritiseer nie, maar ergens gaan daar 'n groter gesprek gevoer moet word hieroor. Ja, absoluut, Dorien, daai is werklik skokkend as mens daaraan dink. Dan oor na die taksiebedryf wat steeds 'n geld ontvang. Ja, kyk hoe sukkel ons nou met die BTW en die feit dat ons alternatiewe bronne moet kry van geld. Ek was stom geslaan toe ek gister gelees het dat die minister van vervoer Barbara Creecy erken het dat die taksiebedryf in die huidige boekjaar nog steeds 408 miljoen rand kry vir COVID. Ek meen, dit is al 5 jaar sedert COVID. Hierdie is 'n geweldige winsgewende bedryf, die taksiebedryf. Hulle betaal minimumbelasting en wat van al die ander mense wat hulle werke verloor het, wie se lewens daadwerklik verander het tydens COVID. En ja, dit was 'n vraag wat Mmusi Maimane in die parlement gevra het en dit is die antwoord wat hy gekry het van minister Creecy. Ja, dit is skokkend. Skokkend om te dink hoe baie reëls of hoe sekere reëls toegepas word op die taksiebedryf en sekere reëls nie en sekere voordele wat ander mense dalk nie kry nie. Maar ek dink dit is goed dat daai vraag gevra is en dat daar daaroor gepraat word want mense sal dit definitief wil weet. En soos jy sê, daar's mense wat daadwerklik hulle lewe is verander teen COVID-19 maar nog steeds nie werk het nie. Dan 'n wraakaanval in die Wynberg Hof. Ja, ons het so rukkie gelede gepraat oor die persoon wat binne die Wynberg streekhof doodgeskiet is. En die polisie het hulle eerste deurbraak gemaak deur 'n vrou in hegtenis te neem en sy is na bewering die persoon wat die vuurwapen by die hof ingesmokkel het. Want dit is waaroor ek gewonder het, is hoe kry mense vandag se tyd dit reg
om 'n vuurwapen binne in die hof in te smokkel. Ek weet hier by ons gaan ons deur metaal, metal detectors en ons sakke word deursoek en hulle het nou nog 'n deurbraak gemaak deur nog 'n man in hegtenis te neem. Nou die 50-jarige slagoffer is verskeie kere geskiet binne in die hof, hy's verbonde aan die taksiebedryf, dit blyk dat hy 'n beskuldigde was, maar dat hy ook teen iemand sou getuig, en die polisie het gesê hulle saak duur voort, maar natuurlik gaan dan nou ook gekyk word na die sekuriteit by die hof, en dit is nou amper half mosterd na die maal. Dorien, dan die hof besluit nou oor BTW. Ja nee, ons moet teen 1 Mei weet wat gaan aan. Ek is nie verbaas dat die BTW kwessie nou by die hof gedraai het nie. Die DA en die EFF saam, wat saam besluit oor iets, was ook interessant geweest. En die regters het gesê dat ons gaan nou moet wag tot die 29ste April, dis bykans op die nippertjie om 'n uitspraak te lewer hierso. En die regters was almal het saamgestem dat baie van die parlementslede, dit blyk of hulle nie altyd almal op dieselfde bladsy was nie. En asof beloftes gemaak is wat nie nagekom gaan word nie, en ook aantuigings dat die ANC sekere beloftes gemaak het met geen beplanning om dit na te kom nie. As ons kyk na voedsel byvoorbeeld, wat BTW vry moet wees, of soos afval het hulle gesê, en sekere hoender, en hulle sê daar is nog nie eers 'n span aangestel om hierna te kyk nie. Wat gaan gebeur na die 1 Mei? Ja, dit is die vraag. En dit is eintlik meer skokkend dat soveel mense eintlik verward was oor waarvoor hulle stem. Parlementslede, as jy in die parlement is nie eens verward oor wat die kommissie oor stem, dan moet jy gaan die wette maak. Ja. Dis nogals skokkend, Dorien. Dorien, dan sluit ons af met Google. Ja, onthou julle baie jare gelede, miskien so 10 jaar gelede, moes ons ewe skielik ons telefoonnommers verander deur die area kode in te tik. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. En dit was 'n groot aanpassing gewees vir Suid-Afrika. As jy in die baai gewoon het, moes jy nou 041 en dan die telefoonnommer indruk. Nou Google doen nou iets soortgelyk, maar dit gaan nou nie so groot impak op ons hê nie. So .co.za gaan nie meer vir lank by ons wees nie. So Google wat nou vir elke land 'n verskillende adres het, gaan nou alles herlei word terug na google.com. Dit gaan baie stil en baie geleidelik plaasvind, jy gaan dit nie eers agterkom nie. So .co.za gaan nou net weer word .com. En hulle sê dit gaan jou soek, die dinge waarvoor jy soek op jou foon beter maak, dit beter vir jou algoritme uitklaar, so baie veranderinge wat kom met Google, so ons sal maar sien hoe dit gaan uitloop. Ek dink baie mense gaan dit nie eers agterkom nie, so selfs as jy per abuis indruk .co.za, gaan dit outomaties na Google se .com toe, en dit gaan geleidelik oor verskillende lande deurgevoer word. So ek kan nog nie sê wanneer ons moet totsiens sê na .co.za toe nie. Dorien, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Dit is Dorien Loubser van Agua FM. Bly gerus ingeskakel, net en nog gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.